Hallo, in hierdie les gaan ons kyk na die blaarstruktuur en fotosintese. En dan gaan daar so 'n klein vasvraagie wees aan die einde van hierdie lesie. So blare is soos die voedselfabriek van 'n plant. Hulle gebruik 'n spesiale proses genaamd fotosintese om hul voedsel te maak. So as ons kyk na die woord fotosintese, wat beteken die woord sintese? As jy nou dink dis om te maak, dan sou ek sê jy's in die regte rigting en dan foto sou ek sê soos lig. Soos om iets te maak in die teenwoordigheid van lig. So wat maak plante? Wat maak 'n blaar? Wat maak hulle so belangrik? So die eerste ding wat gewoonlik in ons koppe oppop is suurstof, want dit is so belangrik vir ons om te lewe, is suurstof. En dan sal ek nou vra, wat dink jy is die formule van suurstof? En as jy gesê het O2, is jy doodreg. Eintlik, suurstof is soos 'n byproduk van fotosintese. Die hoofproduk van fotosintese is glikose, 'n suiker, wat ook belangrik is, want dit gee vir ons energie en dit gee vir ander organismes energie. En daai energie is ook wat ons gebruik as ons weer fossiel brandstowwe in ons kar sit en wat ons gebruik in steenkool vir elektrisiteit. So eintlik was glikose, daardie suiker, die hoofproduk en suurstof is net soos 'n happy accident wat soos alle lewe moontlik maak. So hier het ons net weer die woord fotosintese beteken om te maak met lig. Dit is hoe plante sonlig, water uit die grond, koolstofdioksied uit die lug gebruik om 'n soort suiker genaamd glikose te maak wat kos is vir die plant. En terwyl hulle daarmee besig is, stel hulle ook suurstof vry wat ons inasem. So hierdie suurstoffabrieke of voedselfabrieke vir die plant moet goed aangepas wees vir hulle werk. So as ons kyk na 'n blaar, hulle is gewoonlik breed en plat. Soos as jy kan dink as jy 'n bal nou moet vang, gaan jy jou hand klein hou, gaan jy maklik die bal dan vang? Nee, jy gaan hom moet groot en breed hou, sodat jou oppervlak van jou hand groter is, sodat jy maklik die bal kan vang. So gewoonlik is plante breed en plat, sodat hulle soveel as moontlik sonlig kan opvang. Hulle is ook dun, wat beteken dat die koolstofdioksied vinnig al die selle moet bereik. Hulle is nie 'n dik plant wat die koolstofdioksied dan ver moet beweeg nie. En binne in die blaar is baie belangrike selletjies, organelle, chloroplaste, wat jy seker ook al van gehoor het. Veral in die boonste deel waar die meeste lig is, so die meeste fotosintese gaan ook daar plaasvind. So hier kyk ons dan nou na die plantsel, want ons kyk ons nou na plante. Nou wat 'n plantsel anders maak, is dat dit bevat 'n organel genaamd die chloroplast. Daar is 'n prentjie van hom. En dit is die plekkie waar fotosintese plaasvind, in daardie organel, chloroplaste. Dierselle het nie daardie organel nie. Hierdie chloroplast word in plantselle gekry en dit bevat ook die pigment chlorofil. So die chlorofil gee die plant die groen kleur. Hierdie groen kleur, dis die pigment wat die sonlig absorbeer, sodat die plant die sonenergie kan omsit in glikose en suurstof. Of die sonenergie gebruik om glikose en suurstof te maak. Blare het ook huidmondjies, of as jy nou dink aan die stomata, so dis klein gaatjies wat meestal aan die onderkant van die blaar voorkom, so dit is waar gaswisseling plaasvind, so dit laat koolstofdioksied in die plant in, en dan watse is gas, laat dit nou weer uit. As jy gesê het suurstof, is jy reg. En dan is daar nou are, ons kan gewoonlik hierdie aarnetwerkies sien op die plant. Net soos wat ons are het in ons lywe, wat byvoorbeeld die bloed moet vervoer, suurstof na die res van die liggaam en koolstofdioksied na die longe waar ons dit weer uit gaan asem, het blare ook hierdie are wat dan nou vervoer, hierdie vaatbindels wat ons later na gaan kyk, om nou hierdie glikose te vat waar dit nodig is in die plant. Nou gaan ons bietjie dieper kyk in die blaar se struktuur.
Nou gaan ons bietjie dieper kyk in die blaar se struktuur. So die boonste deeltjie is daai wasagtige cuticula. So die wasagtige cuticula beskerm die blaar teen infeksie, keer dat te veel water verlore gaan sodat die blaar nie verlep nie. Dit is ook deursigtig. Hoekom is dit deursigtig? Hoekom moet dit deursigtig wees? Dit moet kan sonlig deur, dis wat deursigtig is. Want as dit nie deursigtig is nie, gaan dit die lig blok en plante kort sonlig om te fotosinteer. So dis baie belangrik dat dit deursigtig is. Dan die boonste epidermis, dis 'n dun deursigtige laag wat help om die blaar te beskerm en laat sonlig deur. Dan is daar die palisade parenkiem. Dit is deel van die blaar waar die meeste fotosintese plaasvind, want daar is so baie chloroplaste, soos wat jy kan onthou wat ons in plantselle kry. Omdat dit baie chloroplaste bevat en direk onder die boonste epidermis lê. So hierdie selletjies lê styf teen mekaar. En dit help ook omdat dit so styf teen mekaar gepak is om soveel as moontlik sonlig te absorbeer. Nou in die sponsagtige parenkiem is daar ligruimtes wat dit maklik maak vir die koolstofdioksied en suurstof om tussen die selle te beweeg. So dit help ook baie met gaswisseling. Daar is ook 'n bietjie chloroplaste, maar dis nie die hoof plek vir fotosintese. Daar's meer spasies vir gaswisseling. Nou onder by die plant, die laer epidermis, die onderste epidermis is die laag aan die onderkant van die blaar, wat dan nou die huidmondjies bevat, wat jy daar kan sien. So die huidmondjies gaan nou toelaat dat koolstofdioksied in die plant kan gaan en dat suurstof weer uit kan gaan. En dan nou ook vir soos transferasie om te gebeur. Dit is nou waar die huidmondjies aan die onderkant is, gaan meeste van die gasse nou in en uit en ook dan nou water gaan ook dan nou uit hierdie blaar uitgaan. So daar kan ons sien hoe lyk 'n huidmondjie. Hulle is klein openings aan die op die oppervlak van die blaar, meestal aan die onderkant. Hulle word beheer deur beskermselle en baie belangrik, hulle is niervormig. Gewoonlik is dit soos 'n kort vraagie, wat noem ons die selletjies, die organel wat niervormig is, kidney shaped, dan moet jy sê stomata of jy uitmondjie. So lyk hulle. Ek hou daarvan om te dink, of toe my juffrou dit vir my verduidelik het ek 2 nartjies, soos as jy nou jou nartjie oopskel, 2 skyfies van die nartjie, dan lyk dit soos 'n uitmondjie. So dit is nou wanneer die beskermselle opblaas, maak hulle die uitmondjies oop en wanneer hulle bietjie krimp, so daar's nie so baie water in nie, dan maak hulle nou weer toe. So dit help nou om te beheer hoeveel koolstofdioksied nou binnekom en hoeveel suurstof en water gas moet uit die plant uit beweeg. So baie belangrik ook, vaatbindels, as jy daai struktuurtjie sien, lyk amper soos 'n strooitjie of 'n stokkie met 'n paar strootjies in, daai struktuurtjie, vaatbindels, baie belangrik. Die vaatbindels bestaan uit die xyleem en die floem, wat verantwoordelik is vir die vervoer van water, minerale en voedsel deur die plant. So ons gaan nou onderskei tussen die xyleem en die floem, maar baie belangrik, vaatbindel help met die vervoer van water, minerale en voedsel deur die plant. So wat is die verskil tussen hierdie twee? Daar kan ons ook sien hoe verskil hierdie twee struktuurtjies. Kom ons begin met die xyleem. So die xyleem vervoer water en minerale vanaf die wortels op na die res van die plant. Baie belangrik, hy beweeg net in een rigting. So dit gaan net opwaarts na die plant toe. Floem aan die ander kant vervoer glikose, die suiker, wat in die blare gemaak word. So die voedsel word nou daar in die blare gemaak. So ander plekke van die plant kort ook hierdie voedsel. So die floem gaan nou hierdie glikose vervoer na waar hierdie voedsel, hierdie suiker, hierdie glikose nodig is. So die floem gaan op en af, beweeg opwaarts en afwaarts, waar die xyleem net opwaarts beweeg. So nou kan ons maar net weer seker maak, ons verstaan, xyleem, water, een rigting. Wat is die formule vir water? H2O, yay! En floem, hulle vervoer dit
hierdie struktuur vervoer voedsel in beide rigtings, soos waar die plant dit nodig het. En vloem, so kom ons doen 'n klein toetsie, yay! So kom ons doen 'n klein toetsie, yay! So kom ons doen 'n klein toetsie, yay! Wat is die hooffunksie van 'n blaar? Wat is die hooffunksie van 'n blaar? Wat is die hooffunksie van 'n blaar? Wat is die hoof om voedsel, glikose, te maak deur middel van fotosintese? Om voedsel, glikose, te maak. Watter gas neem plante in tydens fotosintese? Wat se gas? Watter gas? Koolstofdioksied. Watter organel bevat die pigment klorofil? Watter organel bevat die pigment klorofil? Watter organel bevat die pigment klorofil? Die chloroplaas, en ons vind dit net in plantselle. Die chloroplaas, en ons vind dit net in plantselle. Die chloroplaas. Noem 4 maniere waarop 'n blaar aangepas is vir fotosintese. Noem 4 maniere waarop. So hier sou ek 4 leer, wat vir my maklik is. Ek het altyd die een onthou, hy het groot oppervlak, hy's dun, baie stomata en deursigtig. Deursigtige boonste epidermis om lig deur te laat. So ek kan nogals van hulle. Jy kan ook onthou daar is huidmondjies vir gasvisseling. So kies dies wat jy die maklikste sal onthou. So dit was lekker. Ek hoop julle om julle volgende keer te sien in sterkte met julle toetse en met die voorbereiding.